Môre aan alles pragtige mensies, prys die Here, julle lekker geslaapies. Man, lekker koel vanoggend weer in die naam van Koning Jesus. Daarom nooi ek julle nou saam met my pastoor Terry om so gou ons teksvers van die dag in die oggend te doen. Kom kuier saam met my, luister of kyk na die video en ek hoop daar is ietsie vir jou in hierdie video om jou warm te maak in hierdie koue tyd. Here, baie dankie. Dankie vir 'n wonderlike nagrus. Here, dankie vir hierdie koue. Laat ons kan gaan soek na die warmte van die hitte van die Heilige Gees vanoggend, Here. Lei ons verder deur hierdie woord, Here, en laat hierdie woord met ons kan gesels, Koning Jesus. Ek bid dit in Koning Jesus naam. My boetie, my sussie, ons temaatjie vir vanoggend, ons dag se tema is naby aan Jesus. Naby aan Jesus. Dan lees ons uit Romeine 12. Hy sê, kom ons lees al van vers 11 af. Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees. Dien die Here. Vers 12. Verbly julle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking. Volhard in die gebed. My broer en my suster, as ons opskrif vir vandag is naby aan Jesus. Hoe naby wil jy werklik by Jesus wees? Wat is jou hartsbegeerte? Wil jy by hom gaan sit op sy skoot? Wil jy met jou toevou, met sy liefde? Hoe naby wil jy werklik kom? Die naaste wat ek en jy ooit kan kom, is in gebed aan Koning Jesus. Om in daardie teenwoordigheid van hom in te kan skuif. En wanneer jy daar in gebed kom, my boetie en my sussie, hulle in Jakobus sê vir ons, die gebed van 'n regverdige het vurige krag. En as Jakobus dit wil sê in Romeine sê vir ons, vir my en vir jou, hy sê, verbly julle in die hoop. Verbly jou in daardie hoop. Hou vas aan dit. Hy sê verder, wees geduldig. Ek en jy is ongeduldig. Maar ons sê ons wil naby aan Jesus wees. En om naby aan Jesus te wees, hoor net wat sê die woord verder. Hy sê, wees geduldig in die verdrukking, in hierdie omstandighede, hierdie kwaaiheid, ag man, jou afgeit, jou aftyd. Ek wil vandag vir jou sê, my broer en my sussie, om naby aan God te kom, ek noem dit sommer, I want to worship. Om in te skuif in daardie teenwoordigheid van die Heilige Gees. Want hy sê in die laaste gedeelte, hy sê, volhard in gebed. Ek en jy regeer so vinnig moed op. Ek en jy wil gou tou opgooi, ons wil net 'n skiet gebedjie gee. Maar ons skuif die daai tyd, skuif ek en jy nie in die teenwoordigheid van Koning Jesus in. Die woord van God sê, volhard in gebed. Bid sonder ophou. En ek wil vandag vir jou sê, hoe meer jy bid, hoe meer intenser jy word, hoe nader aan God beweeg jy. The more you can worship the Lord, the more the chains gonna fall. Ja, ek weet ek klink soos 'n plaat wat vasgehak het, maar ek kan dit nie ophou sê nie, ek kan dit nie meer en meer sê nie, om weer te kan sê, volhard in hierdie woord van Koning Jesus, skuif in sy teenwoordigheid in, skuif saam met hom in die troonkamer in, bly by sy voete, en wanneer jy daar bly, wil ek vir jou sê, and you start worshiping God, that's when God starts working inside you. Dis wanneer jy naby aan God begin beweeg. Dis wanneer jy binne in sy teenwoordigheid inskuif. Halleluja. Is dit nie awesome om dit te kan doen nie? Is dit nie awesome om te kan weet, die woord sê vir my en vir jou, verbly julle in hoop. Hou vas aan hoop. En hy sê, wees geduldig in die verdrukking. Ek weet hierdie laaste paar dae, praat ons baie oor hierdie ding, dit is waaroor ons dagstukkies gaan. En hoe meer ons praat, hoe meer nader aan God beweeg ons, daar's altyd, die Here gee jou oplossing, hy gee jou vraag, en hy beantwoord alles in sy skrif. So kom ek en jy gaan vandag, en ons sê, Here, dankie vir hierdie awesome woord uit u woord uit, Here. O Here, al klink elke woord elke dag dieselfde, het dit 'n ander betekenis, Here. Ergens moet iemand vashou, Here, aan hierdie hoop, in hierdie verdrukking, om te volhard
in gebed, Here, en nader aan U te kan skuif. Here, want hoe meer ons bid, hoe nader ons kom, hoe meer intenser het raak, the more we're going to worship You, Lord, the closer we will gonna come. Here, en sodra ons daar by U is en ons het ingeskuif in daai teenwoordigheid, en Here, dit is wanneer U met ons kan begin werk, Here. En wanneer U met ons begin werk, Koning Jesus, ek weet, Here, daar's iemand daar buitekant wat vandag moedeloos is. Daar's iemand daar buitekant wat vandag gaan sê, dankie vir hierdie woord. Dankie dat U vir my gesê het, ek moet vashou aan die hoop. Ek moet vashou en ek moet volhard in hierdie omstandighede van my. En ek moet nie ophou met bid nie. Here, baie van ons gaan sê, maar ons kan nie bid nie, Here. Maar Here, 'n gebed is 'n conversation between me and You, Lord. 'n gebed is 'n geselsie wat ek aanklop by die Here en ek praat met respek, Here. Dankie, Here, dat ek vandag elke omstandighede voor U voete kan neerlê, Here. O, U is die almagtige God, die almagtige Vader. Dankie daarvoor, Koning Jesus. Here, seën ons deur hierdie dag. Hou ons staande, Here, teen elke omstandighede, Here. O, daarom roep ek hulle in die naam van Koning Jesus. En ek weet, Here, U is teenwoordig. Here, ek wil U loof, ek wil U prys, ek wil U eer. Want al die lof en eer kom U toe, Here. Ek bid dit in Koning Jesus. Amen en amen en amen. Boeddha se sal. Hou vas aan hoop. Hou nooit op met bid nie. Bid volhard in dit. Hou volhard in gebed. Ek beloof vir jou, die uitkoms is daar. Lief julle baie.